Weer eens baie welkom. Ek dink julle almal was by die vorige Bybelstudie. Dit is seker nou nie nodig om julle weer welkom te heet nie. Ek wil soos gebruiklik hierdie Bybelstudie ook begin deur te sê of te vra, kom ons bid saam. Ons Vader wat in u woord staan is vir ons belangrik. U woord is vir ons heilig. En ons is bereid om aan u woord gehoorsaam te wees. Ons wil buig voor u woord. En die besonder ook in ons huwelikslewe is dit ons begeerte dat ons aan u gehoorsaam sal wees. Daarom wil ons saam luister na dit wat u vir ons sê. En bid ons ook vir gewillige harte. Ons vra dit van u in u seun se naam. Amen. Nou goed, ek deel vir julle Efesiërs. Met julle deel ek Efesiërs. Kom ons lees maar saam vanaf hoofstuk 5, vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodsdienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydelwoorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie julle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougeset wandel nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot die eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onse Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente.
want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet haar man eerbiedig. Nou goed, ek dink 'n baie belangrike vers, as 'n mens praat oor hierdie gedeelte, wat mense baie keer miskyk, dis opvallend in die verklaring van die gedeelte ook, is hierdie opskrif wat deur die vertaalers hier ingesit is, skep 'n probleem vir mense, want hulle dink, dis waar hulle gaan begin lees in vers 22. So voordat daar gesê word, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, kyk net wat is die vorige vers. En hierdie bestaan nie in die Grieks nie, daar is nie 'n opskrif daar nie. En aan mekaar onderdanig is, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Vroue, en dan kom die res van die huispligte. So hou dit in gedagte, dat hier word gesê, aan mekaar onderdanig is. Nou, dit is dan nou ons vertrekpunt vir vanaand se Bybelstudie, aan mekaar onderdanig is. Daar is baie dinge wat 'n mens in gedagte moet hou wanneer jy oor die huwelik praat, en ek dink dat mense kom maar almal met 'n mate van bagasie na 'n huwelik toe. Ja, al was jy nie in 'n vorige verhouding nie, al is dit jou eerste huwelik, kan jy dalk met die bagasie van jou ouers se huwelik na jou huwelik toe kom. So ons sal op 'n ander keer sal ons 'n bietjie oor dit gesels. Ons huwelik, en dis die punt wat Paulus maak in Efesiërs 5, moet 'n spieelbeeld wees van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Nou dink vir 'n oomblik daaroor dat alles wat Christus vir sy kerk is sy bruid, moet ons ook in ons verhouding vir mekaar wees, nee. Nou dit is onmiddellik 'n rede hoekom dit nie vir ons moontlik is om met 'n ongelowige te trou nie. Want hoe gaan 'n ongelowige weet of aanvaar wat die verhouding tussen Christus en sy kerk is, en hoe belangrik daardie verhouding is. Die ongelowige beskou dit as geensins relevant of belangrik nie. En dit is nog weer eens 'n rede hoekom dit dan nie so is dat 'n mens in 'n huwelik moet gaan met 'n ongelowige persoon nie. Nou daar's baie redes waarom mense vandag trou, en baie van hierdie redes is ongelukkig die verkeerde redes. 'n Verkeerde rede is gewoonlik op die een of ander manier is dit selfsugtig. As jy dit gaan ondersoek, dan lê daar iets van 'n selfsugtigheid in daardie rede wat mense het hoekom hulle trou. Efesiërs 5 sien ons dat die huwelik het 'n duidelike Godgegewe doel. Dis die enigste rede hoekom jy met 'n spesifieke persoon moet trou. Weereens beklemtoon ek dit, dit moet dus 'n rede wees wat julle met mekaar deel. Daarom trou gelowiges, oortuigde gelowiges trou met mekaar. God bepaal dus deur sy woord vir ons die rigting van ons huwelike. En die doel van ons huwelike moet op God gerig wees. God is die doel van ons huwelike, bedoelende ons wil God verheerlik. Maar ons huwelike het nie net betekenis vir hierdie lewe nie. Omdat God die doel van ons huwelike is, het ons huwelike as 'n Christelike huwelik 'n ewigheidsdoel. Ons trou hier op aarde met die ewigheidsdoel in gedagte. Die sondige wêreld vertel vir jong mense dat hulle moet trou met die mens tot wie hulle aangetrokke voel. Met ander woorde, bedoelende die persoon tot wie hulle fisies aangetrokke is. Maak nie saak wat nie, jy moet dit doen wat vir jou lekker is, wat vir jou aangenaam is.
So oor die algemeen sal typiese wêreldse advies wees, trou met die een wat vir jou vlinders op jou maag gee. Ek dink nie dit is baie goeie advies om te volg nie. Dit gaan nie oor 'n sterk fisiese aangetrokkenheid tot mekaar nie. Jy moet nie trou met die een wat iets vir jou doen nie. Die een wat iets in jou wakker maak nie. Jy moet trou met iemand wat 'n gelowige is en wat jou beste vriend is. En dit is hoekom daar ook 'n verlovingstydperk is. Daar word twee mense beste vriende en dis twee mense van die teenoorgestelde geslag. Jy kan byvoorbeeld 'n situasie kry dat iemand sê, maar my beste vriend is 'n vrou. Ek is 'n man en my beste vriend is 'n vrou. Maar jy trou met iemand anders, dis 'n probleem. Jy moet eintlik met jou beste vriend getrou het. Dan is daar 'n hakplek. Dan moet jy vir jouself afvra, hoekom trou ek met die ander ene nie met my beste vriend nie? Trou ek met die ander ene omdat ek hierdie sterk drang, hierdie sterk liggaamlike drang in my het, daarom trou ek met daardie ander persoon. So wat gaan nou gebeur wanneer hierdie drang in my oorgaan, wanneer hierdie emosie by my weggaan? Dan kom ek agter, maar ek en sy is nie vriende van nie. Ons ken mekaar nie eers nie. Dit is oor, dit is verby, die drang is uitgewoed. En nou sit ons met mekaar. Die vlinders is weg. En dan kry jy 'n situasie, en ek hoor dit baie in my studeerkamer, dat mense vir my sê, ek is nie meer lief vir hierdie een nie. Hoekom nie? Jy is waarskynlik nog vriende met dieselfde persoon wat jy nog altyd vriende was. En jy het geluister na die wêreldse raad. Nou weet ek, mense gaan my baie kruisig en veroordeel oor dit wat ek hier vanaand sê, want die wêreld sê vir mense, jy moet gelukkig wees, doen wat vir jou reg is, trou met die een wat dit vir jou doen, die een wat hierdie dinge in jou losmaak, dis die regte een om mee te trou. Ek dink, dis 'n selfsugtige rede om met iemand te trou. Julle het nie noodwendig die groter doel wat julle saam na kan streef nie. So ek dink dit is iets van, jy moet jou behoeftes en jou begeertes moet jy onder beheer hê. Jy moet nie dat dit jou dryf in jou keuse van 'n huweliksmaat nie. Die Here is nie blind vir die fisiese verhouding tussen mense nie, en hy skryf baie daaroor, en hy laat baie daaroor skryf in die Bybel, en dit is 'n belangrike deel van die huwelik. Aan hierdie deel van die verhouding moet twee mense 'n plek gee, en hulle moet mekaar se behoeftes ook in die verband aanspreek. Die apostel Paulus maak dit byvoorbeeld duidelik in 1 Korintiërs 7, dat dit nie vir almal moontlik is om ongetrou te bly nie, maar as dit nie vir jou moontlik is om ongetrou te bly nie, dan is dit net toelaatbaar, dan is dit nie toelaatbaar om 'n fisiese seksuele verhouding te hê buite die huwelik nie. 'n fisiese seksuele verhouding is net toelaatbaar binne die grense van die huwelik. 1 Korintiërs 7 vers 1, as 'n mens ongetroud is, dan moet mense nie op hierdie manier aan mekaar raak nie. Hoerery is 'n baie groot gevaar vir ons as mense, en ons moet dit ook van onsself besef. En dan moet ons eerder sorg dat ons elkeen ons eie huweliksmaat kry. Dit gaan nie oor, my keuse word nie beïnvloed deur die fisiese aangetrokkenheid nie. Trou met 'n vriend. Iemand wat jy weet, julle sal vriende kan wees die res van julle lewe, en julle sal dieselfde doel kan nastreef. So die Here sê vir ons in 1 Korintiërs 7 vers 2, 3 en 4, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so het ook die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. En ek het net nou dieselfde gesprek in kort gevoer. Aanvaar die gesag van die woord van die Here
oor jou lewe. As jy sê dat jy 'n gelowige is, dat die Here jou God is, dan moet jy die woord van God se gesag aanvaar en dat hy vir jou kan bepaal hoe jy jou lewe moet inrig. Dan loop jy nie die pad van die wêreld, dan maak jy nie soos wat almal doen nie. Dit word al makliker vir mense om hulle eie pad te loop. Die wêreld is baie krities teenoor enige iemand wat nie doen wat die res van die wêreld doen nie. So ek sê aanvaar die gesag van God se woord, luister dan wat hy vir jou sê, gaan kyk self in jou Bybel. God bepaal in die Bybel die doel van ons huwelik. Hoekom trou twee mense met mekaar? Mens moet met mekaar trou omdat 'n mens nie omdat 'n mens jouself net fisies aangetrokke voel tot 'n mens nie. Mens moet met iemand trou wat jou beste vriend is, wat alles met jou kan deel, selfde doel as jy kan nastreef, wat jou kan voorthelp in die lewe. En ek bedoel daarmee geestelik kan voorthelp in die lewe. Vandag sal mense trou byvoorbeeld sodat hulle fisies voortgehelp kan word in die lewe wanneer hulle trou vir geld. Dis 'n verkeerde rede. 'n Hegte vriendskap tussen twee mense van dieselfde van verskillende geslagte, ekskuus tog, daar het ek nou 'n fout gemaak, van verskillende geslagte. Is die regte basis vir 'n gesonde huwelik. Mense moet nie met mekaar trou omdat hulle 'n fisiese aangetrokkenheid van ontbranding teenoor mekaar beleef nie. Soos ek sê daar, sodra dit verdwyn, hierdie fisiese aangetrokkenheid as gevolg van iets so siekte, dan is daar gewoonlik probleme met daardie huwelik. Ek wil uitkom by hierdie punt op pad na die doel van ons huwelik, naamlik God en sy eer. Ons huwelike het ewigheidswaarde en is daar as deel van die werke van God om God te verheerlik. Dan kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 15, waar hy sê ons moet alles doen in diens van God. Twee gelowiges trou met mekaar om mekaar te kan voorthelp op die pad van verlossing deur die lewe. Ons lees saam, ons luister saam na byvoorbeeld preke, ons bid saam, ons ondersteun mekaar, ons dra mekaar met die oog daarop om die prys te verkry. Aan die einde van die tyd sal daar nog 'n troue wees, die bruilofsmaal van die lam, en die doel daarvan is om die natuurlike aarde, hierdie sin, ek dink ek het bedoel om te sê, aan die einde van die tyd sal daar die troue wees van die bruilofsmaal van die lam, en die aarde die nuwe aarde sal vervul word met die kinders van God, die ware kinders van God, die gelowiges. Dit sal slaag waar die eerste huwelik van Adam en Eva misluk het, want terwyl die eerste man in die geskiedenis misluk het, doen die tweede Adam dit nie, hy misluk nie. Die ware Adam, ons Here Jesus Christus, sal nooit sy eggenoot die kerk in die steek laat nie. En Christus het alle getroudes ook 'n geweldige troos, want ons weet hoe swak en onvolmaak ons is, en dat ons dikwels die oorsaak is van al die ongelukkigheid in ons huwelike hier op aarde. Maar nou kom Christus en hy betaal vir al daardie swakheid in ons huweliksverhoudings hier op aarde. Juist hierdie besef van ons eie swakheid en ons sonde maak dit vir ons as Christene maklik en moontlik om met mekaar saam te leef in een huis. Partykeer kan 'n mens verskriklik worstel met jou eie sonde en jou tekorte, en dan kan jy weet dat Christus betaal daarvoor. Het is moontlik om na my huweliksmaat toe te gaan en te sê, ek is onvolmaak, ek vra dat jy my dit sal vergewe, ek glo dat God het my dit vergewe, en daarom vra ek vir jou dat jy my dit ook sal vergewe, en ek weet dat my huweliksmaat kan vir my daardie vergifnis gee, want my huweliksmaat is ook iemand wat onvolmaak is. My huweliksmaat is ook iemand wat bid in die naam van Christus vir die vergifnis
van sonde. En daarom deel ons dit met mekaar en kan ons met mekaar ook in een huis saamleef as twee onvolmaakte mense wat vergifnis by God in Christus ontvang. Dit maak die lewe in ons huise vir ons moontlik. Ons kyk verby mekaar en mik vir 'n gemeenskaplike ewige eindpunt, moes ek eintlik gesê het. Nou dit klink na die swakste denkbare advies wat enige iemand moontlik kan gee, om te sê ons kyk verby mekaar. Moet ons nie juis na mekaar kyk nie, moet ons mekaar nie juis raak sien nie. En dis nou weer een van daai voorbeelde waar dinge in die wêreld omgedraai word. Kyk, huweliksberaders en sielkundiges gaan vir mense sê, kyk na mekaar. Hulle sal letterlik vir mense sê, draai na mekaar toe, kyk vir mekaar, sien mekaar raak, julle kyk mekaar mis, julle leef by mekaar verby. En nou kom ek en ek sê juis in hierdie gedeelte, dat wat ek vind in die Bybel is dat die Bybel sê vir ons, kyk verby mekaar, maar kyk na God. Kyk verby mekaar en kyk na julle gemeenskaplike doel wat julle nastreef. So die belangrike is uiteindelik om nie op mekaar te konsentreer nie, en dit ontplof dan ook dikwels in hierdie berader se gesig, wanneer hierdie twee mense regtig na mekaar kyk, dan trek hulle los en dan begin hulle die dinge opnoem. Ek hou nie daarvan dat hy dit doen nie, of dat sy so is nie, en dan spring hulle gewoonlik net daar en dan aan mekaar, en die berader mag voel dat is baie vrugbaar, en hierdie mense het nou vooruit gegaan, want hulle het met mekaar gepraat oor wat hulle van mekaar so vreeslik kan irriteer, en van mekaar so vreeslik kan pla, en dan stap daardie mense verder uit mekaar by daardie spreekkamer deur uit, as voordat hulle daar ingeloop het. Vir sukses in enige huwelik, in enige verhouding, moet mense vir mekaar sê, dit gaan nie hier oor ons nie. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Dit gaan nie oor wat ek van hou nie. Dit gaan daaroor dat ons is saam besig om in een rigting, soos twee karpere wat 'n karretjie trek. Ons is besig om een doel saam na te streef. En ons doel is duidelik. En daarom beweeg ons in een rigting. En nou moet ons uitwerk, hoe kan ons die beste hier wees in 'n huwelik tot die eer van God. En dit is 'n totale fokusverskywing. En dat ons dan vir mekaar ook kan sê, maar goed, as ons besef dat ons beweeg saam op pad na 'n groter doel toe, ons huwelik het ewigheidswaarde, dan beteken dit ons kan hieroor bid. Ons kan saam hieroor bid. En ons kan ook bid oor dit wat 'n hindernis is, dat ons hierdie groter doel in terme van die ewigheid, wat verhinder dat ons daarby kan uitkom. So die fokus verskuif, en 'n mens bid dan in afhanklikheid teenoor die Here, en 'n mens kan saam bid vir hierdie groter doel en vir hoe jy daar uitkom. Christus se liefde vir ons is nie net as voorbeeld van hoe ons huweliksmaat moet lief hê nie. Christus het ook verby sy aardse roeping altyd gekyk na sy uiteindelike roepingsvervulling. Net so moet ons hierdie ding ook by hom leer, dat die liefde wat ons hier gee, ook aan ons huweliksmaat, is uiteindelik om daar die groter roepingsvervulling te bereik. Ons werk aan iets saam, ons bou aan iets saam. En dit is nie net ons huis nie, en ons huislike vreugde nie, want ons is nie op mekaar gerig nie, ons is saam gerig op God. En daarom is ons aan mekaar onderdanig. Dit gaan nie daaroor dat die een moet vir die ander een bewys, ek is meer as jy nie, ek moet hier voortrek nie, ek moet meer doen as jy nie, ons werk saam. En dis heeltemal 'n ander benadering tot die huwelik. Dit is 'n benadering van ondersteuning.
en ons het ook die verantwoordelikheid om mekaar hierin te bly ondersteun. Nou, gewillige diensbaarheid in hierdie gedeelte onderwerp julle aan mekaar of wees onderdanig aan mekaar, wil ek sê dat dit is soos die olie in 'n engine, in die huweliks engine. Nou weet ek nie of julle al mooi gedink het oor wat die funksie van olie in 'n motor, in jou motor se engine is nie. Wat die olie in jou motor se engine eintlik doen is, dit verlaag die wrywing tussen die verskillende komponente in daardie engine wat baie keer teen geweldige omwentelinge beweeg, baie vinnig rond beweeg. Die olie wat daar is, help dat daar nie soveel wrywing is nie, dat die temperatuur nie styg nie, en dat hierdie komponente nie vastslaan nie, of aan mekaar as het ware vastsmelt nie. So wat is die olie in die huweliks engine? Dit is eintlik hierdie vers wat sê dat ons moet onderdanig wees aan mekaar. Kom ek illustreer dit. Onderdanig wees aan mekaar is byvoorbeeld my vrou wat kom en op die een of ander punt kritiek teenoor my uitspreek. Deur byvoorbeeld vir my te sê, jy weet, jy is nie baie goed as dit kom by skottelgoed was nie. Jy was nie die skottelgoed baie skoon nie. Jy is te haastig en ja, jy weet, oor die algemeen, dit is een ding wat jy nie baie goed doen nie. Nou, baie mense sal dink, wel nou, beantwoord jy dit deur daaroor te stry, of deur haar te wys op iets waar sy nie goed is nie. Maar wanneer jy sê, en dit is werklik op my van toepassing, ja, ek weet dat ek ongelukkig is geneig om nie genoeg tyd daarin te spandeer wanneer ek skottelgoed was nie, maar ek onderneem dat ek gaan probeer om dit wel anders te doen, om beter te wees daarin, dan het ek haar kritiek gehoor en ek het dit op 'n positiewe manier beleef en ek het dit op 'n positiewe manier gebruik. En dit is eintlik om onderdanig te wees aan mekaar. Ek het dit nou net vir u geïllustreer met hierdie voorbeeld. Ek is bereid om ook te sê, ja, ek is nie so goed daarmee nie. Ek weet ek kan beter wees daarmee en dit is hoe ek beter gaan probeer presteer in die toekoms op hierdie punt. Onmiddellik is die angel uitgetrek, die spanning het ontlaai en dit gaan nie verder nie. Maar mense is nie geneig om hierdie pad te wil loop nie, want ons sondige natuur wil nie ons onderwerp nie, ons wil nie onderdanig wees nie, en ons wil u oorstry. En dan haal jy as het ware die olie uit, die huweliks engine uit, en die temperatuur begin styg, en uiteindelik hierdie engine kan in die toekoms vastdraai. Nou daar is baie punte in die huwelik, waar gewillige diensbaarheid baie kan doen, om te sê, hierdie huweliks engine kan voortgaan. Mense het die idee, dat die man byvoorbeeld, doen sekere goed nie in 'n huis nie, en sekere werk is vrouewerk. So 'n man byvoorbeeld, werk nie eintlik met kinders nie, is die werk van 'n vrou, en 'n man ruil nie doeke om nie, 'n vrou moet dit doen. As jy gaan kyk na die voorbeeld, die spieelbeeld voorbeeld van ons Here Jesus Christus, dan het hy die werk van 'n slaaf op hom geneem, en hy die voete van sy disippels gewas. En daardeur het die Here vir ons gewys dat nie een van ons is groter en belangriker as ons medegelowige nie. En in ons huweliksmaat is ons medegelowige. En dan sê die Here Jesus, as hy sy disippels hieroor leer, nadat hy hulle voete was, dan sê hy, as ek dan, die Here en Meester,
julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Dit beteken dat ek en jy moet kan diensbaar wees, want ons diensbaarheid aan ons huweliksmaat is eintlik deel van ons groter diensbaarheid aan ons koning, aan ons Here Jesus Christus. Dis nie soseer diensbaarheid aan my huweliksmaat as wat dit diensbaarheid is aan my koning wanneer ek bereid is om ook iets vir my vrou te doen nie. Ek gee regtig nie om enige iets vir haar te doen nie. Ek verdeel nie die rolle so dat ek sekere take sien as manswerk en vrouenswerk nie. Want baie keer moet sy my weer uithelp. Wanneer iemand voel dat, ek weet nie of u al hierdie tipe van gevoel gekry het nie, wie is sy om so met my te praat? Of wie is hy om so met my te praat? Hierdie een het vergeet wie ek is. Hoe kan hy of sy so met my praat? Dan is dit eintlik 'n teken van sondige hoogmoed. Met ander woorde, ek plaas myself op die een of ander troontjie en ek sien myself nie as 'n gewillige diensknegt van my koning in my huweliksverhouding met my maat nie. En dit gaan uiteindelik groot probleme veroorsaak in my huwelik, want my sondige natuur wil op die troon kom. Jy wil regeer, jy wil antwoord, jy wil bewys jy is reg en jy is nie verkeerd nie, jy wil gehoor word, en dit is nie Christelike wysheid nie. Wanneer jy die heeltyd wil praat, of jou stem wil laat hoor, of jou standpunt stel, of as jy vir iemand sê, luister, laat ek vir jou sê, dan dit alles moet vir jou al klaar 'n waarskuwing wees, dat as jy te veel praat, as jy aan die woord wil wees, dan moet dit vir jou 'n waarskuwing wees om te sê, trek nog met wysheid op. Want die woord vir wysheid in die Ou Testament is dieselfde woord as verluister. As jy dus wys is, luister, vra, maak seker wat jy hoor. Vra vir jouself, wat is die regte hartsgesindheid? Hoe behoort ek nou te reageer in hierdie situasie, waar daar spanning is tussen my en my huweliksmaat? Ek kan voel hoe die spanning besig is om op te bou. As die oomblik, as ek vir jou sê, as jy hierdie raad, as jy hierdie beginsel, as jy hierdie opdrag, wat die apostel Paulus hier vir die Efesiërs gee, om onderdanig te wees, aan mekaar toepas in so 'n krisis situasie, dan ontlont jy die situasie. Jy trek as het ware die lont uit, soos daar die bondel dynamietstokkies. As jy die lont uitgetrek het, dan is daar die bondel dynamietstokkies gaan nooit af in die toneel, in die fliek nie, nee, want die lont is uitgetrek, dit kan nie meer die dynamiet laat dit aktiveer nie. So, jy trek die lont uit wanneer jy toegee, wanneer jy onderdanig is. En toegee is nie 'n teken van swakheid nie, jy sien dit as deel van jou gehoorsaamheid aan God. Want baie mense sê, ja maar, ek gaan nie toegee nie. Ek gaan nie weer sê ek is verkeerd nie. Want hulle voel, hulle is swak. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan uit en uit oor, wil jy nie gehoorsaam wees aan wat God vir jou sê nie. Ek wil eerder aan God gehoorsaam wees. En daarom is dit vir my maklik om ook onderdanig te wees aan my maat. Want ek en my maat het dieselfde doel. Ek kyk verby my maat
en ek sien as het ware God raak, en ek sê vir myself, maar ek en jy het nog steeds dieselfde doel, ons is nog steeds op pad in dieselfde rigting, ons wil dieselfde ding bereik, dis hoekom ons met mekaar getrou het, ons het hierdie doel wat ons saam wil nastreef, ons sê dit vir mekaar, en ons het dit voor die huwelik vir mekaar gesê, ons sê dit nou vir mekaar, dit is nog steeds waarmee ons besig is. Nou deel daarvan is wat Paulus vir ons skryf hier verder in Efesiërs, is om in hierdie doel te slaag, hierdie ewigheidsdoel, om saam op 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel te kom, moet ons elke dag mekaar help om die geestelike wapenrusting aan te trek. My huweliksmaat se geestelike welstand en gesondheid is vir my verskriklik belangrik. Ek wil hê dat my huweliksmaat moet geestelik so sterk as moontlik wees en so gesond as moontlik wees, want daar kan tye kom wanneer ek swak is, wanneer ek nie krag het nie, wanneer ek voel ek kan nie vorentoe gaan nie, wanneer dit vir my voel, ek is besig om moeg te word en uit te sak, en dan is dit juist hierdie mens wat saam met my die huis deel, wat geestelik opgebou en sterk is, wat my weer ophelp, en wat my dalk help om my wapenrusting aan te trek. Ek dink amper hier, en daar die ou middeleeuse wapenrusting wat swaar was, en jy onmoontlik een kon aangetrek het, jy het eintlik 'n span van mense nodig gehad, wat daar die middeleeuse ridders, daar die swaar yster wapenrusting moes aantrek. My huweliksmaat help my daarmee, ons lees saam Bybel, ons bid saam, ons luister saam preke, ons praat oor die woord van God saam, ons gee vir mekaar raad en sê, die Here sê in sy woord so, ons moet eerder so maak. Dis alles maniere waarop ons hierdie wapenrusting saam aantrek met die oog daarop dat ons is op pad in dieselfde rigting. So Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 10 tot 13, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, en daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Omdat ons dieselfde doel nastreef, het ons dieselfde vyande. En ons vyande is die duiwel, ons sondige natuur en die sondige wêreld. Ons doel is God en God se heerlikheid en om diensbaar te wees aan God. En daarom het ons dieselfde vyande. Nou, 'n mens besef dit nie altyd so nie, maar wanneer jy nie 'n kind van God is nie, het jy God as jou vyand, nee. As jy nie die Here dien nie, dan is jy teen die Here. Nee, jy's of vir hom of jy's teen hom. Maar God is 'n baie ordentlike vyand in daardie geval, nee. Terwyl hierdie vyande wat ons nou het, die oomblik as jy 'n gelowige word, dan kry ons hierdie wrede, gevaarlike doodsvyande, die duiwel, die sondige natuur en die sondige wêreld. En dit is my huishouding, 'n Christelike huishouding, 'n Christelike huwelik, dit is ons vyande. En die een wat saam met my stryd teen hierdie vyande, is my huweliksmaat. Nou, as jy dink aan die wyse waarop hulle in die antieke tyd oorlog gemaak het, was dit baie belangrik, dat die soldaat langs jou staande bly. Jy was so sterk soos die soldate weerskante van jou.
En dis die beginsel ook vir die huwelik. Ons wil mekaar help, ons wil mekaar staande hou. Ek wil seker maak, jou wapenrusting, jou geestelike wapenrusting, is goed, is reg, en jy het dit aangetrek. Ek konsentreer daarop, ek maak seker, dat, en ek bid vir my huweliksmaat. My huweliksmaat moet ook hoor, dat ek bid daarvoor, dat my huweliksmaat geestelik gereed is, en bewapen is, sodat ons saam kan stry vir ons gemeenskaplike doel. Ek het ook gesê, in hierdie gedeelte, dat as 'n mens in so 'n verhouding is, dan kom 'n mens by 'n punt dat wanneer jy naak is voor mekaar, dat jy werklik kan oop wees. Ek meen as 'n mens die diepste dinge kan nastreef in hierdie lewe, dan beteken dit ook dat daar is niks wat ons vir mekaar gaan wegsteek nie. Ons kan mekaar absoluut vertrou. Adam en Eva was naak in die tuin van Eden. Hulle naaktheid was 'n simbool daarvan dat daar is nie 'n probleem tussen hulle nie. Hulle het dieselfde doel gehad en dit was daardie verhouding met God. En die oomblik toe hulle nie daardie doel mee nastreef nie, toe het hulle begin toemaak met vyeblare aanvanklik, toe het hulle begin wegsteek en toe was daar geheime en het die ongelukkigheid begin. Die oomblik as ek en my huweliksmaat 'n gemeenskaplike doel het, en ons help mekaar in die nastreef van hierdie ewigheidsdoel in ons huwelik, dan kan ons ook werklik naak wees vir mekaar. Ons is oop vir mekaar, daar's niks om weg te steek nie, geen geheime nie, en ek het dit al baie vir u gesê, en ek wil dit werklik weer beklemtoon, daar is niks so skadelik en vernietigend vir 'n huwelik, soos enige vorm van geheimhouding nie. Die enigste geheim wat toelaatbaar is om 'n verrassing vir jou huweliksmaat 'n geheim te hou. Maar enige iets anderste wat jy weet, of wat veral wanneer iemand vir jou sê, hierdie is 'n geheim, jy moet dit nie vir jou huweliksmaat gaan vertel nie, dan moet jy weet, nou moet jy versigtig wees, en ek sal so 'n persoon sommer dadelik stop en sê, nee, is jammer, moet dan nie eens verder met my praat nie, dan kan ek en jy, kan dan nie hieroor praat nie, want ek moet met my huweliksmaat, wat die mens wat die naaste is aan my, hieroor kan praat. Ons is op pad in dieselfde rigting, ons streef dieselfde doel na. So, kom weg van enige vorm van geheimhouding, dit is geweldig negatief en vernietigend in jou verhouding. So ons streef nie tydelike dinge na, soos geld en goed en prestasie en eer nie. Ons is verskillende mense, deur God uniek geskep, maar ons streef een doel na. En daardie doel is die veel groter doel, is 'n ewigheidsdoel, is die koninkryk van God. Ek dink ons gaan hier stop vanaand, ek sal 'n bietjie meer wil sê volgende keer oor die verskillende rolle, en of jy werklik al uit jou ouers se huis uit weggekom het, dis 'n ander gesprek daardie, vir volgende week dink ek. Ek wil vir julle geleentheid gee, of daar enige vrae of bespreking van julle kant af is. Jy kan van die chat funksie gebruik maak op Zoom, of jy kan net jou mikrofoon unmute en jou vraag stel, of jou stelling maak. Asseblief, julle kan op vrymoedigheid neem. Goed, so gewillige diensbaarheid is 'n geweldige belangrike beginsel. Dit is die olie wat die temperatuur in die huweliksengine laat daal. Wanneer ek sê, wag 'n bietjie, ek is bereid om hier onderdanig te wees, laat ek hieroor dink, laat ek hoor wat jy vir my sê. Dit is 'n geweldige
belangrike beginsel wat nie altyd verbind word aan die vereistes vir die huis nie. Mense kyk dit mis, soos wat ons nou ook gesien het vanaand, is dit deel van hierdie selfde gedeelte wat die Here vir ons hier in sy woord gegee het, dat ons ook onderdanig moet wees aan mekaar. Ons moet dit dan ook maar saam lees, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En die vrees van God is, my onderdanigheid aan mekaar is deel van ons gemeenskaplike onderdanigheid aan God. En volgens my, daar lê die groot suksesresep vir 'n volgehoue, gelukkige huwelik. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir U baie dankie dat U vir ons so duidelik in die woord leiding gee, dat U dit vir ons uitspel. Ons weet dat ons nie hierdie gesindheid van nature in ons hart het om aan mekaar onderdanig te wees nie, en daarom bid ons ook dat U deur U Heilige Gees hierdie opregte gesindheid in ons harte sal werk, dat U hierdie bereidwilligheid vir ons sal gee, sodat ons U kan eer, dat ons sal duidelik maak dat ons kompas ingestel is op die bereiking van die doel wat U vir ons in die woord gee. Dis 'n ewigheidsdoel, dis U en die verhouding met U verheerliking, en die lewe saam met U op 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel. Laat ons getrou wees aan mekaar, beskerm die huwelike in ons gemeente, die Christelike huwelike. Here, wil U gee dat ons voorbeelde sal wees van hoe groot die liefde van ons Here Jesus vir sy kerk is, dat daar dieselfde liefde gesien word in ons huwelikslewe. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Mag julle dan ook die seën van die Here geniet in hierdie aand, en as die Here wil, sal ons dan volgende week verder gaan met ons Bybelstudie. 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.